Kom ons word stil met Psalm 104 en dan lees ons die volgende woorde daar. Loof die Here, roep hom aan, maak aan die nasies bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade. Roem sy heilige naam, laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek bly wees. Soek hulp en beskerming by die Here. Soek gedurig sy teenwoordigheid. Gemeente van Carletonville, die Here groet julle elkeen vanmôre en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Na die gerugte en voorspellings van die wederkoms het ek eers gebreek, want daar het baie vrae na my toe gekom en het ek eers net verlede Sondag daaroor gepraat. En daar was ek vir julle sê, as jy vrae het oor die gedeelte veral oor die rondom die wegraping, gaan terug na verlede week, gaan soek verlede week se preek op Facebook. Hy is op ons Facebookblad en dan kyk jy, ek het stil gestaan by Matteus 24 en die hele gedeelte uitgelees. So vanmôre staan ons stil by Hebreërs 3, sluit aan by wat ons laas gedoen het, maar ons gaan 'n bietjie verder, ons gaan nou hier na vers 7 tot 19 saam lees vanmôre. Terwyl ons net so sit, kom ons bid net saam. Hemel Vader, ons wil aan U al die lof en die eer gee vir hierdie heerlike dag. Dis nie 'n gewone lentedag wat ons ken nie, daar's môre so koudheid, so killigheid in die lug en ons het soms vroeg het sommige van ons weer na die baadjies gegryp en sê, hier is te koud, is te koel. Maar Here, ons wil vir U dankie sê vir hierdie dag. Ons het ook sulke kouer dae in ons lewe nodig. En dankie Here dat ons weet U is besig om te werk in die reën wat geval het. 'n week gelede of 2 weke gelede het jy 'n stuk gras net hier aan die ander kant afgebrand. Vanmôre as jy verby ry, dan sien jy sommer die groen van die nuwe gras en die nuwe lewe wat sommer weer net opkom. En Here, dis ook die nuwe lewe wat U in ons elkeen wil voortbring. En daar is my gebed, Here, dat U ook vir ons vanmôre elkeen sal aanraak en dat U ons sal neem op 'n pad sodat ons uiteindelik sal groei in ons lewe. Elke dag, tree vir tree, stappie vir stappie, en sal word wat U wil hê dat ons moet wees. En vanmôre ook, Gees van God, wil ons bid dat U sal kom en die woord vir ons sal oopbreek en dat ons waarlik uit hierdie gedeelte wat ons met mekaar vanmôre lees, saam lees, ook die diepte van 'n geestelike lewe en 'n verhouding met U weer opnuut sal ontdek. Ons bring aan U al die lof en die eer. En dan vra ek ook, Gees van God, dat U my vanmôre sal oordek, dat U my woorde sal seën en sal salf, sodat dit werklik ook U woorde sal wees, wat U deur my sal spreek. Gebruik my as die spreekbuis. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Hebreërs 3 van vers 7. Luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag, as julle my stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het. Daar het hulle my op die proef gestel en uitgetart. Hoewel hulle 40 jaar lank gesien het wat ek vir hulle gedoen het, en daarom het ek 'n afkeer van hierdie geslag gekry gesê, met hulle harte is hulle gedurig op 'n dwaalspoor. Hulle wou die paaie nie leer nie. Hulle wou my paaie nie leer nie. Toe het ek in my torende eed afgelê. In my rus sal hulle nie ingaan nie. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons eind uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. En daarom word dan gesê, vandag as julle my stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het. Wie was dit dan wat gehoor het en tog in opstand gekom het? Was dit nie hulle almal wat onder leiding van Moses uit Egipte getrek het nie? En van wie het God 40 jaar lank 'n afkeer gehad? Was dit nie van hulle wat gesondig het
en wie se dooie liggame in die woestyn agtergebly het. Oor wie anders as die wat ongehoorsaam was, het hy eed afgelê dat hulle nie in sy rus sou ingaan nie. Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in die rus ingegaan het nie. Ek gaan net tot daar lees vanmôre. Net so om 'n inleiding te gee. Kan ek gou 'n vraag vra? Wie van julle dink dat die volk Israel wat uit Egipte getrek het net bestaan uit Israeliete? Niemand nie. Of weet julle by die antwoord is nie, stel eerder. Weet nie. Die volk Israel wat uit Egipte getrek het, was nie net uit Jode nie. So lees daar in Deuteronomium en in Numeri 11 praat hy van die verskillende menigtes. So hy praat van 'n groot klomp ander mense wat saam met die volk Israel in Egipte was. Hoe lank was die volk in Egipte? Ja, dit was 40 jaar in die woestyn gewees. Hoe lank was hulle in Egipte gewees? Langer as wat ons 'n republiek of 'n land of voete gesit het op Suid-Afrika. Hulle was 430 jaar lank in Egipte gewees. 430 jaar. Ons Suid-Afrika as republiek of 'n staat is nog eers 430. Ons is 1652 het Jan van Riebeeck geland, so dit is nog eers 400 jaar van toe af. So dink net vir jouself, wat het in 400 jaar hier in Suid-Afrika gebeur? Hoe dit was toe Jan van Riebeeck hier aangekom het en hoe dit vandag is. Maar ek dink ons kan op vir onsself indink, want dit was so vreemde tyd. Nou dink net wat gebeur in 430 jaar waar jy in 'n ander land is waar die hoofgodsdiens van daardie land was die Egiptiese gode gewees. Die Egiptiese godsdienste. En alhoewel hulle slawe was, sou hulle waarskynlik met daardie godsdienste in aanraking gekom het. Hulle slawearbeid was gebruik om die tempels en die graftombes en al hierdie goeders te bou. So hulle was deel daarvan. Wie van julle dink dat toe die volk Israel na Egipte toe getrek het in Josef se tyd, was die godsdiens van die Jode gevestig gewees? Was dit reeds 'n gevestigde godsdiens met priesters en 'n tempel of 'n tabernakel en met wette en met alles wat hulle nodig gehad het om volk van die Here te wees? Nee, hulle was nie. Hulle kom uit die aartsvaders tyd uit, Abraham, Isak en Jakob, waar die geloof eintlik 'n familiegodsdiens was. Want Abraham het 'n ontmoeting met die Here gehad, Isak en Jakob het 'n ontmoeting met die Here gehad en hulle het geweet wie is die Here wat hulle aanbid, maar daar was nog geen godsdiens, formele godsdiens soos wat ons vandag ken. So hierdie volk waarvan die Hebreërskrywer ook hier skryf, is hierdie volk wat nog nie 'n gevestigde godsdiens het nie, alhoewel hulle glo in die God Jahwe en daar's inskrywings gevind hier uit 1400 jaar voor Christus in Egipte waar die naam Jahwe op klippilare ingegraveer is. So hulle het geglo in Jahwe, die God van hulle voorvaders Abraham, Isak en Jakob, maar hulle het nog nie 'n gevestigde godsdiens gehad wat ons het. Die tempel het nog nie bestaan nie, die tabernakel het nie bestaan nie, want wanneer het dit eers gebeur? Die tabernakel het eers in die woestyntyd, in die 40 jaar, in die woestyn gebeur. Wanneer het hulle die wet ontvang? In die woestyn. En al die ander wette, nie net die 10 gebooie wat ons ken nie, maar al die reinigingswette, die rituele wette, en dan die morele wette. Dat daar's die verskillende soorte wette. Dit het hulle alles in die woestyn ontvang. En toe eers het die godsdiens sy bestaan begin kry, sy vorm begin kry, toe hulle daar in die woestyn was. Ons Afrikaners ken mos hierdie uitdrukking wat ons sê, sit 2 Afrikaners in 'n kamer, 2 of 3, en jy het 3 politieke partye, nee. Julle weet mos, dis hoe ons is. Ons is maar so moeilike volk.
Nou stel vir jouself voor, jy trek uit Egipte uit, jy sit met Israeliete wat kom uit die nageslag van Abraham, Isak en Jakob, maar jy sit ook met al hierdie ander mense wat besluit het, dis nou 'n goeie tyd. Ons gaan nou ook saam met hierdie uittog. Dit laat my dink nou aan al hierdie ouens wat nou deesdae so hierdie optogte hou daar in Engeland en Amerika. Hulle weet nie regtig waaroor dit gaan nie, maar hulle loop almal net saam. Hulle skree allerlei slogans, maar hulle weet nie regtig waaroor dit gaan nie. En ek dink dit was soos daai tyd gewees het. Hier's 'n uitkoms. Hier gaan die Israeliete. Hulle gaan almal uit. Kom ons klim op hierdie skip hier. Kom ons gaan saam met hulle op hierdie uittog, want ons is ook slawe. En nou sit jy daar met mense waarskynlik uit Afrika uit, jy sit mense uit dele, want Egipte was daardie 'n sterk ryk geweest. Die koninkryk van Egipte na die Ptolemeërs ensovoorts was 'n groot en 'n magtige ryk geweest. So jy sit met mense waar daar waarskynlik uit Arabiese agtergrond, jy sit met die Israeliete, jy sit met mense uit Afrika, waarskynlik dalk ook uit mense uit vroeë Europa, soos die Spanjaarde wat baie naby was, ensovoorts. Maar is 'n groot klomp mense wat jy nou saam met jou vat. En hierdie mense stem nie almal saam nie. Hulle stem almal nie saam nie. En nou moet Aaron en Moses met hulle deur hierdie volk, deur hierdie woestyn lei. En dan lees ons later soos Numeri 11 wat ons lees, en hulle het in opstand gekom en gesê, ons dink terug aan die poste, aan die groot potte in Egipte, ons dink aan die vleis, ons dink aan die heerlike kos, ons dink alles wat ons in Egipte gehad het, hier is ons in die woestyn, ons het nie eers water nie, ons brand uit in die son, daar's nie vir ons vars kos nie, daar's niks wat ons nodig, dit wat ons gehad het in Egipte is nie daar nie. So kom ons dink onsself net in daai prentjie in. Want ten spyte daarvan, het die Here hierdie volk gevat en hy het hulle geroep, en hy het hulle uitgelei, en hy het vir hulle die grootste wonders gedoen, wat mense in hulle lewe gesien het. Hulle kon droogvoets deur die Rooi See trek. Droogvoets. Dan gaan lees weer daai gedeelte van die uittog uit Egipte. Dis nie dat hulle oor nat grond geloop het nie. Toe daardie water geskei het, het hulle op droë grond oorgeloop tot aan die ander kant. Die Here het hulle kom bewaar in die dag met 'n wolkkolom wat vir hulle skare gegee het, sodat daardie warm woestynson hulle nie sou doodbrand nie. En in die nag het die Here vir hulle 'n vuurkolom gegee, sodat hulle in die nag kon lig gehad het. Hy het vir hulle gegee die manna wat hulle kon eet vir 6 dae in die week, en op die 6de dag kon hulle dubbel porsie optel, sodat hulle ook die Sabbatkos gehad. Hy het vir hulle kwartels gegee as proteïen, dis vleis. Ja, ek weet 'n kwarteltjie is maar klein, nee, maar dit was, as jy genoeg optel, kan jy darm versadig raak van hulle. Die Here het vir hulle in swerms, het hy vir hulle gegee. Hulle het gesien hoe daar water uit 'n klip uitkom. En trouwens, daar's nogal 'n bewys in die Sinai woestyn is daar 'n rots gevind waar die tekens was wat daar water uitgeloop het. Jy kan hierdie watervloeide uit sien. Al die wonders. En tog, wat doen die volk? As Moses se lamp wegklim die berg, bou hulle goue kalf. Dan kla hulle oor die kos, oor die kospotte, dat nie so is soos wat hulle gehad het in Israel, dan raak hulle opstandig, dan mor en kla hulle, en dan is hulle hardkoppig. En dis waarna die Hebreërskrywer hier verwys. En is eintlik 'n aanhaling uit Psalm 95, waar die Here vir hulle sê, as jy vandag my stem hoor, moet jy nie hardkoppig wees, soos in die tyd van die woestyn. Moet jy sien wat ek vir jou doen. Jy moet die wonders in jou lewe sien. Jy moet my hand in jou lewe raak sien. Jy moet ervaar en beleef wat ek vir jou doen en wil doen in jou lewe. Sien dit raak. Moenie hardkoppig wees. En wat dan doen? En jou hart verhard nie. 'n Mens se hart verhard nie oornag nie. 'n Mens se hart verhard nie oornag nie. Nie een van ons is gebore met 'n harde hart nie. Baie min is, dalk hier en daar 'n persoon wat 'n psigopaat of iets is wat nie emosies kan ervaar nie, maar ek dink nie is een van julle is in die gemeente is so 'n persoon nie. Maar ek dink ons almal is hier daar mense met 'n hart het. Maar wat gebeur? Oor tyd kan jy jou hart verhard as dat dinge in jou lewe gebeur en jy bly dit opborrel, en jy bly dit opborrel, en jy bly dit opborrel. En jy begin seer kry, en jy kry seer hier, en jy kry seer daar, en jy praat nooit daaroor nie, en dit word nooit afgehandel nie, dan sit 'n mens met hierdie seer in jou hart, en later is daar 'n seer, of selfs
en woede teenoor God. Een van die eerste reaksies wat 'n mens het, byvoorbeeld in 'n sterfte, as iemand afsterwe, is een van die eerste reaksies. Een is dit om het te ontken en twee daarna is om kwaad te wees. Kwaad te wees vir die wêreld, kwaad te wees vir God, al glo jy nie in God nie. Selfs die ateïste sal baie keer, as daar 'n persoon wegval, afsterwe, dan sal hulle sê, waarom het God dit gedoen? Ons is kwaad vir God. En baie keer as mens hierdie seer in jou lewe het, en die seer in jou lewe bring, en jy werk nie daardeur nie, dan word 'n mens se hart stadig verhardend. Dit gebeur oor 'n tydperk, nie skielik nie. Jy gaan nie een keer as daar iets slegs in jou lewe gebeur, 'n verbitterde mens wees nie. Maar as daar baie dinge in jou lewe gebeur, dan word 'n mens 'n verbitterde mens. As jy nie dit reg hanteer nie, as jy nie daaroor praat nie, as jy nie daaroor gesels nie. En daarom is dit belangrik, en die Here sê vir hulle, vandag as jy my stem roep, hoor, moenie julle harte verhard en wees soos die volk in Egipte, wat in midde van al hierdie wonderdade, hulle hart teen my verhard het, en hardkoppig geword het, en opstandig geword het teenoor my. Kom ons leer uit hierdie gedeelte, en kom ons leer uit dit wat die volk nie gedoen het nie, hoe ons moet optree as kerk en as gelowiges. As daar dinge in jou lewe gebeur, en dit maak jou seer, moenie jou hart verhard nie, maar gaan praat dit uit. Gaan sê dit vir mekaar. Die Here het vir ons so mooi gesê in Matteus 18, as hy praat oor hoe moet ek dinge hanteer wat in my lewe gebeur, dan sê hy vir ons, as iemand iets verkeerd teen jou gedoen het, nie as jy iets verkeerd teen iemand anders gedoen het nie, as iemand iets teen jou verkeerd gedoen, wat sê hy vir ons? Gaan dan en gaan praat. En as die persoon nie wil luister nie, vat iemand anders saam en gaan praat weer. En as hy dan nie wil luister nie, gaan sê vir die gemeente. Die Here gee vir ons 'n baie duidelike pad. Maar wat is die rede hoekom gaan praat ek met die persoon? Sodat daar herstel kan kom, sodat daar vergifnis kan kom, sodat daar 'n nuwe lewe kan kom, sodat ons by mekaar kan uitkom, sodat ek daardie broer weer kan wen. En daarom sê die Hebreërskrywer, moenie julle harte verhard nie, maar daarom moet julle wat doen? Moedig mekaar aan. Dra mekaar se laste, moedig mekaar aan, praat met mekaar, sodat julle uiteindelik weer in vrede met mekaar kan saamleef. Sodat julle wat kan doen? Die derde ding, julle in my rus kan ingaan. Wat is die rus van die Here? Wat sou vir die volk die rus van die Here gewees het? Om in te gaan in die beloofde land, in Kanaan. En dit sou nie regtig vir mense 40 jaar gevat het op deur die Sinai nie. Miskien dalk as jy nou 'n groot klop mense het met die voete loop, sou jy dalk so 4 of 5 dae gevat het. As jy deur die woestyn gewees het. Dit het die Israeliete 40 jaar gevat. Gelukkig het hulle nou deesdae beter navigasiestelsels ontwikkel vir al die Israeliete. Ek dink dit was juist wat hulle geleer het uit die woestyntyd uit. Nee, ek spot sommer net. Maar 40 jaar in die woestyn rondgeswerf. Waarom? Omdat hulle hart verhard het. Omdat hulle die Here in hulle lewe wou aanneem nie. Omdat hulle hulle eie goue kalwe wou maak. Omdat hulle hulle eie wette wou maak. Omdat hulle hulle eie reëls daar wou stel. En uiteindelik het die Here vir hulle gesê, nou sal julle nooit in my rus ingaan nie. En daardie geslag wat uitgetrek het uit Egipte, het omgekom in die woestyn. Ons praat deesdae nou weer van langer geslagte nou nie meer net daarmee by 60, 70 jaar uit of lank. Maar in Jesus se tyd was 'n geslag eintlik nie meer as 40 jaar nie. 35 jaar was eintlik die lewensverwagting in Jesus se tyd. 35 jaar. So die meeste van ons is al amper dubbel ouderdom. Of baie naby aan dubbel ouderdom. Of dalk al meer as dubbel ouderdom. Maar ons gaan nou in daai rigting in. Wat ons lewensverwagting is dubbel van wat dit was. En die Here sê, vandag as jy my stem hoor, moenie jou hart verward nie, sodat jy nie die geleentheid sal verloor om in my rus in te gaan nie, maar kom na my. Hoor my stem, hoor my roepstem, aanvaar my roepstem en ontvang my as die Here van julle lewe, want dan sal julle in God se rus ingaan. En vir ons rus is in die teenwoordigheid van die Here. Ons vind rus in die teenwoordigheid van die Here.
Ons vind rus in die wete dat ek in hierdie lewe, nie alleen in hierdie lewe vrygemaak word van my sonde nie, maar ook in die toekomstige lewe sal ek vry wees van sonde, en my rus sal wees dat as ek deur hierdie lewe in die woord van die Here bly, nie opstandig word nie, maar entyd volhard, soos wat ons lees daar in Hebreërs, dan sal ek die ewige lewe kry. Dan sal ek ingaan in die ewige lewe. En dis waarna ons streef as gelowiges, om uiteindelik te kom by die ewige lewe. Maar ons word nou al deel van die koninkryk van God. Die oomblik as jy die Here in jou lewe aanvaar, die oomblik as jy vir die Here sê, Here, hier is hy, neem my lewe, ek gee dit aan die oor, dan sê ons eintlik klaar vir die Here, Here, ek is in die hand. En dan word ons al deel, en dan gaan ons al reeds deel van hierdie rus wat die Here vir ons gee. Ja, met 'n verwagting dat ons eendag in die volle rus sal ingaan. Maar met die wete dat ons nou reeds al hier in die rus van die Here is. Omdat ons hom deel gemaak het van ons lewe. Omdat hy ons sondes vrygemaak het van ons sondes. Omdat hy ons versoen het. Omdat hy ons heel gemaak het. En as ons dit weet, dan kan ons hierdie woorde van die Hebreërskrywer te harte neem, te sê, vandag as jy my stem hoor, moenie jou hart verhard nie, moenie jou rug op my draai nie, maar kom na my toe, aanvaar my, neem my aan. En as dan nou een ding is wat ek die afgelope 2 weke geleer het uit al hierdie gebeure wat rondom ons gebeur het, is een, ons weet nie wanneer ons lewe eindig nie. 2-3 weke gelede is daar 'n jong man van 31, dat seker baie ander mense ook dood gegaan, maar 'n jong man van 31 se lewe is van hom weggeneem op 'n skielike oomblik. En sy dood het 'n wêreld weer laat besef dat ons almal verganklik is. Maar sy lewe het ook vir ons gesê dat ons, terwyl ons die tyd het, ons dit moet gebruik om die woord en die naam van die Here te gaan groot maak. Dat ons nie moet stil wees en stil bly in 'n wêreld wat al hoe meer teen die kerk optree, maar dat ons moet bereid wees om met mense te praat oor dit wat die Here vir ons gegee het, naamlik ewige lewe. En dat ons moet opstaan en sê, ons is kinders van die lewende Here. Ek is 'n Christen, ek noem myself 'n Christen. Wat beteken dit? Beteken ek is 'n volgeling van Jesus Christus, wat gedoen het? Sy lewe afgelê het, vir my gesterf het, sodat ek die ewige lewe kan gee. Here, ek het die stem gehoor, U het my geroep. Ek het my hart nie verhard nie, maar ek het my hart oopgemaak, sodat U in my lewe kan inkom. Maar Here, gebruik my ook nou. Die Here het daar in die Nuwe Testament gesê, wie sal ek stuur? Wie sal ek stuur? Die Here wil vanmôre vir elkeen van ons ook kom staan en sê, wie sal ek stuur? Wie kan ek stuur in hierdie wêreld in? As jy vanmôre uitstap by die deur, kyk net weer bo wat staan op die deurkusyn. Sendingveld wag hier buite. Ons kan eintlik sê jou evangelisasieveld en sendingveld lê hier buite. Nie net vir my nie, maar vir ons elkeen, want ons is 'n gemeente. En kerk beteken nie 'n gebou nie. Die Griekse woord kyrios beteken die wat aan die Here behoort. En as jy vanmôre sê ek behoort aan die Here, dan is jy kerk. Kyrios van die Here. Ons almal is dit. Kom ons word dit vir die wêreld en ons gaan leef in die vreugde van die Here elke dag. Vandag, as jy my stem hoor, moenie jou hart verhard, sodat jy nie in my rus sal ingaan nie. Ontvang my. Sien die wonders raak wat ek in jou lewe doen. En aanvaar my as die Here van jou lewe. Amen. Hemelse Vader, ons het vanmôre weer die woord gehoor, so baie duidelik met ons elkeen praat, hier uit Hebreërs. En dat die oproep ook so duidelik is vir ons elkeen. Here, baie keer gebeur daar dinge in ons lewe, mens wil opstandig raak, jy wil hardkoppig raak, jy wil, en ons as mense is maar so, ons wil dinge op ons eie manier gedoen kry. Ons is eie wys, eie geregtig, ons kan nog seker baie ander name daarby voeg. En Here, wat U eintlik van ons vra,
Dit lees ons so duidelik in Kolossense 2 en 3, dat ons in U moet sterf. Efesiërs 4, wat hy sê, ons gees en gedagtes moet nuwe word, leef as nuwe mense. En ek kan net as 'n nuwe mens leef as die ou mens dood is. As ek hom afgesterf het, en dan Kolossense sê ook vir ons, maar staan op en leef soos Christus sou geleef het. En Here, U kom stort die Gees in ons harte uit, sodat ons nie meer soos die ou mens moet leef nie. Nie meer vyande van U moet wees nie, maar naby U moet wees. En daar is my gebed vanmôre vir elkeen wat sit in hierdie gemeente, Here. Kom, vul ons so met die Gees. Kom leer ons wat dit beteken om die ou mens af te sterf, en leer ons wat dit beteken om as nuwe mense te leef, met nuwe hoop en energie vir U, ons lewende Here. Kom maak ons die sendelinge, kom ons maak ons die evangeliste, wat moet uitgaan en die woord moet bring in 'n wêreld hier buite. Vader, my gebed is vir elke lidmaat wat hier is, elkeen wat nie vanmôre hier kan wees nie, maar dat U ons ook in hierdie tyd sal aanraak, dat U ons ook sal vashou in die arms van liefde elke dag. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Mag die Here se aangesig na jou toe draai, mag hy sy aangesig na jou toe draai, en vir jou vrede gee. Mag jy leef met die wete dat God by jou is, dat hy jou roep, en dat hy jou nooit sal verlaat nie. Mag jou lewe getuie wees van sy trou, en sy genade, en sy liefde, elke dag. Amen.